dink ek. Dit is altyd grait om volunteers te hê wat bereid is om hierdie kant te kom sit en dis waar mense gewoonlik eers na kyk en onder is nie. So jy moet maar 'n bietjie op die ken kan vat. So die doel van vandag is net om julle so 'n bietjie beter begrip te gee van klank. Die fancy term daarvoor is sound engineering. Hoewel dit nie regtig is die diepte waarin ons werk en funksioneer hierso nie, maar ek dink dit is belangrik dat julle verstaan waarmee jy werk. Die begrip het vir wat klank is. En dis die doel vir my hierso, is om julle 'n goeie begrip te gee daarvoor en dan ook 'n goeie oorsig oor julle stelsel en waarmee julle spesifiek werk. Ons kan nou baie lank oor digitale borde praat, maar dis nie waarmee julle werk nie, dis die hele wêreld. So ons gaan eers daarna kyk nie. Okay. Ek dink 'n paar belangrike goed is om te sê is, ouens wat klank doen, wat klankingenieurs is, spandeer ek het nou vanaf jare gepraat, 'n jaar, soms 2-3 jaar opleiding en baie tyd wat hulle spandeer. Ons probeer dit crunch in 'n 2 uur sessie in. So dit is amper nie regtig moontlik nie en dit is hoekom ons 'n oorsig doen en die basiese goeders op touch wat julle gebruik. Ekskuus tog. En dan die ander ding ook is wat orgel speel of klavier speel gereeld moet oefen op 'n instrument. Moet 'n mens eintlik regtig baie tyd spandeer en oefen met jou instrument. Hierdie raak 'n instrument vir jou. So, dis net 'n paar goedjies om in gedagte te hou. So as jy sukkel, dan moet jy eintlik probeer kyk of jy kan musiek kon speel, kan verstellings maak, kom luister wat die verstellings is ensovoorts. Maar om daai tipe goed te kan doen, is dit goed om 'n goeie verstaan te hê van waarmee ons werk. Okay. Ekskuus, my naam is Daniel vir die wat ek nie gesê het dalk nie. Ek doen al so vir 20 jaar so in die industrie en meeste van die tyd werk ek in kerk. Meeste van die tyd werk ek met volunteers en ek probeer ons regtig net help om 'n goeie begrip te hê van waarmee ons werk hierso. So klank sound engineering het te doen baie met stelsels bymekaar sit. Maar op die einde van die dag die verstelling van die klank, sodat my stem soos my stem klink en my stem nie klink soos 'n saksofoon nie. Dit is wat ons wil reg kry. Ek wil hê die dominee stelsel, die persoon wat sing, stem wat klink soos wat hy klink en dit net versterk. Wat baie keer gebeur is, ons doen die klank, ons klik as wat vir die persoon se stem klink, maar dit is daarom nou harder. Maar dis nie meer sy stem nie. En ons wil seker maak ons kan daai stem dieselfde laat klink weer die stelsel. En ons gaan dit doen deur as jy na jou laaste 2 bladsye toe gaan. Jy sien also 'n prentjie wat sê channel preparation. Okay. En ons gaan hierby uitkom. Hierdie is die stappe van hoe om klank te doen. Dis die fisiese stappe van wat doen jy? Nou dit lyk na dis 'n goeie 12 stappe, maar dit is 30 sekondes om daardeur te gaan. Nog een terug. Maar jy het nodig te weet wat hier aangaan voor ons hierby kan uitkom. Okay, en dis die doel van hierdie. So kom ons begin by die begin. En ek gaan my bes probeer om julle nie te bore nie. Maar dit relevant hou. Okay. So die belangrikste ding is ek gaan soms wat lees en julle kan saam met my volg en dan gaan ek 'n bietjie uitbrei daarop. Basics to sound engineering, the definition of sound engineering. Dit is baie belangrik. The definition of sound engineering is, in my opinion, the ability to listen, to process what you heard, in other words, deciding what to do with the information, and reproducing the sound with some tools. Okay, stop jy maar gou daar. In ander woorde, wat ek nou het gesê, ek kan luister, hoe klink 'n ou se stem, ek kan hoor wat doen die ou se stem nou deur die klankstelsel, want die klankstelsel gaan verseker beïnvloed, en nou moet ek kan besluit, ek moet daai inligting vat en ek kan verwerk. Daai besluit wat ek daar neem en dit dan apply op die bord, dis wat sound engineering is. Maar die groot ding is, when we speak about sound, we cannot forget that we are listening. Ek kry baie requests te sê, kan julle asseblief my die bord kom instel en dan moet ons hom los? Nee, ek kan nie. Want dit is nie dit werk nie. Elke keer as dit warm is dit koud, as daar baie mense is, as minder mense is. As dit reën, as 'n ander tannie praat as 'n man, dan verskil die klank. Ek wil jou leer om te kan luister na wat jy hoor hoe klink dit die stelsel, verwerk daai inligting en apply dit op die bord. En dis wat klankingenieuring is. Maar die groot ding is, dit is baie belangrik jy moet kan hoor. Dit is verbasend hoe baie kerke oomie het wat 'n gehoorstuk dra, wat nie mooi kan hoor nie, wat agter die klankbord sit. Want hy is die gewillige een, dis wonderlik,
maar iewers moet jy besef, jy kan nie van hom verwag om 'n goeie werk te doen as jy nie kan hoor nie. So as jy nie kan hoor nie, oorweeg miskien 'n ander plek om te volunteer. As ek dit baie mooi kan stel. Gaan bak pannekoek, ja. So dit is baie belangrik jy moet kan luister. Net een ding. As jy hier sit. Ons sal nou op alle getouch. Okay. Ons sal nou op alle getouch. Okay. There are two sides to sound, production and perception. And the sound engineer is the middleman. Production is die band en dan die systeem ook en dan die ou wat luister. So ons wil die besluit kan maak sodat hulle mooi kan hoor. Dit is waar ons inkom. Ons sit presies in daai middelposisie daarso. It's important to approach sound engineering from this perspective. The sound engineer is as much part of the band as the musicians themselves. The role of the sound engineer is obviously critical in making them sound great. He needs to be well prepared, needs to educate himself and honing his skills. Nou hy moet oefen. Mixing is an art that's refined through experience and attention. So ek wil jou uitdaag as jy regtig graag hierdie goed wil doen, vandag gaan ek jou 'n goeie basis gee, maar klim partykeer miskien op die foon en Google miskien sound settings vir 'n gitaar. Kyk wat is ander mense se opinie, net om dit wat jy hier verstaan te kan verder vat. Okay, dis deel van honing your skills. En dan net terug na daai enetjie ook, jy is regtig as 'n klankingenieur, ek weet nie hoe gereeld jy 'n band het nie, of musikante het nie, maar jy is 'n span saam met die orgelis. Jy is 'n span. Dis nie hulle daar en ek hier nie. Dis 'n ons ding. En ons moet saam met hulle kan werk. Ek moet kan vrymoedigheid hê om te sê stop gou, speel gou vir my hierdie stukkie dat ek weer kan luister. So daar moet goeie verhouding wees dat ons met hulle kan werk en kan uitfigure hoe om hierdie so goed as moontlik reg te kry. So as jy ooit met 'n musikant werk, daai oomblik wat hy begin speel en jy agter is, dan raak julle een span. An important ingredient in the makeup of a sound engineer, many times overlooked, is great people skills. En dus daai, if jy uit kan sê, kom ons, kan ons hier aan werk? Kan ons voorstel dat jy miskien skuif, maar ek wil graag hier staan. Kan ek jou verduidelik hoekom hierdie posisie nie werk nie? Jy staan reg voor die speaker en jy gaan feedback kry. En daarom so people skills, ons wil hom begelei om saam te kan werk sodat ons iets beters kan reproduce vir hom. Okay. Sound engineer responsibility. Your primary goal as a sound engineer is to provide good sound for the listening audience. You will probably be criticized every so often by an audience member claiming the music is too loud or the bass guitar can't be heard. At these times it's important to swallow your pride, admit that might be right. So, en dis nou waar ons nou inkom met daar wat jy nou gepraat het oor. And take care of the problem. Take criticism graciously and treat all claims with seriousness and professionalism. Okay. So in julle spesifieke omstandighede hierso is, mense daaronder hoor, verskil in julle opset ongelukkig van wat julle hier hoor. Want julle sit nie in dieselfde posisie as hulle nie. Die klank klink anderste net met hierdie dakkie en hierdie gat waar jy is hier bo as hulle daaronder kan hoor. So, dis miskien ook 'n goeie idee om te sê, hoe kan ons saamwerk? As jy miskien agter die bord sou sit en jy sou miskien in die audience wees, om my vrymoedigheid kan opkom en sê wat ek onder kan hoor is daar's te veel bas in die dominee stem. Dan is dit 'n bietjie afdraai. So regtig is 'n span saamwerk en miskien te check op 'n Sondag en te vra, hoe het dit geklink? Was dit voldoende geweest? Was dit helder genoeg? Was daar genoeg definisie in die klank geweest? En op baie manier kan ons regtig net weer 'n keer die hele proses verbeter. So bewys is omdat ons hier bo sit en nie die optimale luisterposisie het nie, het jy nodig as 'n klankpersoon om van hier af weg te beweeg gereeld, onder te stap, te gaan luister daaronder, hoe klink dit? En dit is miskien 'n goeie tyd om dit te doen is voor die diens, om miskien 'n klanktoets te doen voor die tyd, te hoor hoe klink dit daar, op te kom en die besluit te kan maak hierbo, probeer luister en meer 'n keer af te kan gaan. Jy kan oorfone gebruik, maar die uitdaging van om oorfone te gebruik is, dit gaan anders klink op die oorfone ook as daaronder. Dit gaan anders klink om ek in 'n speakertjie hier kom neersit, maar as dit nie presies dieselfde speaker is wat daaronder is nie, gaan hierdie speaker helderder klink. Nou gaan hy baie helder hier wees, wat gaan ek doen as ek die helder klank hoor? Ek gaan 'n bietjie dowwer maak. Nou as hierdie speaker helderder is as die onder, gaan dit baie dof raak daaronder.
So dis hoekom ons maar moet uitbeweeg van hierdie posisie af en gaan luister onder of mekaar se hulp kan vra om te sê, miskien 'n paar signs uit te werk en te kan sê die highs moet af of die highs of die lows moet op of hoe ook al mekaar te kan verduidelik, sodat jy nie op en af of daar die hele diens leer nie. So werk regtig saam en selfs dis nou wat ons nou verwys het, as iemand kom wat vir jou sê, die klank is nogals basic geweest byvoorbeeld. Vat dit met 'n knippies uit, maar as al tweede week agter mekaar iemand kom en sê vir jou dit was nogals passerig geweest. Dit was baie drowning. Dan moet ons begin luister, swallow the pride en fix die probleem. Ons wil graag seker maak die audience, dis primêr vir hulle wat hulle hoor, ons wil daai klank regkry. Maak dit alles sin? Ja. So niks wat julle nie weet nie, maar ons hou almal net weer 'n keer raak. Okay. So ons praat dan van stemme en ons praat van gitare en instrumente en al goedjies, maar op die einde van die dag werk alles met frekwensies. En om net so 'n klein bietjie begrip te hê van wat 'n frekwensie is, help miskien bietjie. So frekwensie is hoe frequently daar 'n klank sound wave gebeur binne in 'n bepaalde tyd. Dit is wat 'n frekwensie is. Okay, ons kan hierdie definisie gaan lees daarso. Frequency is the measurement of the number of times that a repeated event occurs per unit of time. The result measured in hertz, ons sal weer gedoen het nie, means 1 cycle per second. Okay. So 'n diep klankgolf het 'n baie groter klankgolf, frekwensie is baie minder frequently maar die klankgolf repeat versus 'n baie hoë skerp klank byvoorbeeld 'n fluit sal baie vinnige frekwensies hê. So 'n vinnige frekwensie is ook baie meer directional, ek weet nie wat Afrikaans woord daarvoor is nie, en 'n lae frekwensie is omnidirectional. So ek kan reg langs die speaker staan en ek gaan perception hê van die lae frekwensie, maar die vinnige cycles het nodig, jy moet in die cone se dispersion wees wat hy vir jou toelaat om te gee. Maar dit is maar net omdat vinnige frekwensies gaan vinniger by jou kop. Die laas, jy immerse jouself in 'n groot lae cycle van frekwensies. As jy na die 4de paragraaf daar gaan, humans are particularly sensitive to intermediate frequencies, 3000 tot 4000, while lower and higher pitch sounds appear less loud. Okay, nou daar moet ek weer sê, as mense ouer raak, dan begin jou ability om die helderheid van die klank te hoor. So ons kan hoor van 20 Hz tot 20 kHz. Dis waar binne ons die gehoor moontlik is van 'n mens. Rondom om jou idee te gee, rondom 1 kHz, 1000 Hz of 1 kHz is dis nasal. Dis waar daai tipe klank is. Daai helderheid, dit is 5000, 6000, 7000 Hz of 5 kHz byvoorbeeld. Maar oor tyd sukses, as mense ouer raak, ons gehoor is blootgestel aan baie lawaai oor die jare en ons ability om die helderheid te hoor verswak. So jou definisie van wat jy hoor, dis hoe iemand sal sê weer, jy het nie gehoor nie, hy kon nie die definisie van jou woorde hoor. En daar die detail lê alles daar in die definisie. So nou terselfdertyd, ek het nou gesê mense gaan weer kom sê miskien hoor dit is te helder of te dof of wat ook al. As men ook weet met wie praat met ons. So dan mag dat 'n tannetjie kom en sê hoor dit is so dof ek kan nie hoor nie. Baie keer veral met 'n ouer gehoor is dit hulle gehoor wat net nie optimaal is nie. Ons kan dit nie so helder maak dat dit piercing raak vir die res van almal se ore nie. So hou dit ook met 'n gedagte. Jou definisie of jou ability om helderheid te hoor verswak oor jare. Okay. Dit is nou goed as soos teses en ja, jou esse wat kan fluit. Ja. So as die fancy term daarvoor is die intelligibility van die sound. So dit is waar die intelligence van die woorde lê. Dis in die helderheid, die definisie. So as ek praat en ek wil gaan my hand voor my mond te sit, al die esse en daai goedjies wat jy by die T's raak weg. Dis geen meer definisie wat ek sê, dit raak net 'n gevolg. Ja. Ja, en ek dink party mense is inherent ook nie so duidelik nie. Hulle is Ja. Dis bietjie lui om die klanke te hoor te maak.
Party mense het dit sleeptong. So nou begin dit nogals mushy te raak selfs in daai frequencies. So daar sien meer duidelikheid nie. So al daai goedjies dra by tot wat ons moet luister na, besluit wat ons daarmee gaan doen en dit dan doen op die bord. Okay. So, julle kan self gaan lees 'n bietjie oor pitch en frequency range, dis nie nou belangrik op hierdie stadium nie, en dan gee ek vir jou 'n mooi verduidelikings daarso van dit verder. En dan net die bladsy toe, net na die prentjies, ons gaan gou daarna kyk. So, ons kan ons frequency ranges van 20 Hz tot 20 kHz kan ons bietjie begin groepeer. En dit gaan jou help om bietjie makliker besluit te maak oor watter groepering van frekwensies gaan ek op fokus wanneer ek op die bord werk. Sub-bass is enigiets minder as 50 Hz. Nou in julle geval dink ek jy gaan enigstens met iets sub-bass werk en ek dink in elk van julle subwoofer kan ewen laer as 50 Hz speel nie. Dis 'n baie lae rumble. Nou dit is waar die ouens, jy weet as die ouens hier verbyry met hulle golfies, waar die stelsel 4 keer die prys van die kar is, jy voel die stelsel voor jou hoor. Dis en alles rattle, dis wat sub-bass doen. Sub-bass laat goed is rattle. So jy sal ook hoor baie keer as daar iemand se baie diep stem het en jy per ongeluk dalk die lows baie oopgemaak, gaan daar miskien ewen 'n bietjie van 'n rattle uit jou speaker uitkom. Daar sub-bass frequencies het 'n manier om dit te doen, want dit is 'n geweldige groot klankgolf. Daar's genoeg tyd vir hom om daai skroefies te laat rattle of die krul te laat rattle. Die 50 tot 250 Hz, this is the range you're adjusting when applying the bass boost on most home stereos. Although the most bass signals in modern music tracks lie around 90 to 200 Hz, with a small boost in the upper ranges to add some presence or clarity. Okay, wat dit maar net beteken is, so weer 'n keer daar's sub-bass en daar's nog steeds bass. So die body van ons klank is hoër as bass. Die body van ons klank begin wel daaraan te touch. So ons kan dit nie heeltemal uithaal nie, want dan begin daar's 'n diepte in my stem wat jy kan hoor. Daar's 'n diepte wanneer jy praat en dit maak dat ek jou stem kan identifiseer. As ek dit uitsny, dan maak die klank baie skoner, maar ons verloor die karakter van my klank. So nou begin die saksofoon nie meer soos 'n saksofoon te klink. Of die stem begin dalk soos 'n saksofoon te klink. Okay, so dis daai sub-bass frequency, bass frequency, nog steeds irriterend, maar ons kan nie heeltemal wegdoen daarmee. Okay. Jou frequency range tussen 200 en 800 Hz is wat ons noem ons muddiness area. The main culprit area for muddy sounding mixes, hence the term irritational area. Most frequencies around here can cause psychoacoustic problems if too many sounds are mixed in a mix are dominating this area. A track can quickly become annoying, resulting in a rush of finishing mixing as it gets bored or irritational by the sound of it. Nou okay, wat ons daarby weer sê, veral met hierdie become annoying and rush to finish mixing, dit is ook ons audience se perception. So as ons hierdie muddiness, jy sal hoor, jy begin, daar's helderheid, maar daar's soveel in die onderkant van jou mix wat steeds modderig is, dat dit begin jou irriteer. Jy verloor ook bietjie van die karakter en klank, en dan wat gebeur met die audience? Hy verloor interest. Ons wil hê veral met 'n gemeente waar daar spoken words, iemand wat preek. Ons moet sy attention kan hou deur wat gesê word van die kansel af. Nou as dit nie lekker klink nie, dan gaan hy begin ophou fokus. En as hy met gefokus, jy kan uitstap en onthou wat hy geluister het. Ja. So, dit gaan ons dit mooi apply, maar weet solank dit is die muddiness area. So 250 Hz is die groot culprit op meeste stelsels. Midrange is waar die werklike, dis waar die bulk van die karakter van 'n stem sit, dis in jou midrange. En dis hoekom 'n klankbord, hierdie ouetjie is wat ons noem 'n 3-band equalizer, hy het 'n high, hy het 2 knoppe wat saamwerk is 'n mid en hy het 'n low. Jou midfrekwensie kan jy sweep en jy kan verstellings maak hierso. Die rede hoekom dit so belangrik is op hierdie borde is, want dit is waar die belangrikste frekwensie range is op enige stem of enige instrument. En dit is die midrange. Human hearing is extremely sensitive at these frequencies, and even a minute boost around here will result in a huge change in the sound. En ons gaan nou net julle demonstreer. Almost the same as if you boosted around 10 dB at any other range. Okay, 10 dB decibels. So elke 3 decibel wat ek boost is 'n verdubbeling in my frekwensie se volume. So
So wat hy sê, hier so 'n klein boost in daai mid-range, gaan dieselfde wees as jy baie so boost in die baie hoë of die baie lae klanke. Dit is net nie so perceivable in die baie hoë en baie lae klanke nie, maar baie perceivable in die mid-range. Want dis waar ons die meeste van ons klanke het. Your high range, this is the range that you adjust when applying the treble boost on your home stereo. This area is slightly boosted to make sound artificially brighter. Dit is wat ons gaan doen om my helderheid en definisie weer uit te doen. Dit is nog steeds op aan middelste 2 knoppies daar. Op hierdie ouetjie, so om vir jou daar te antwoord, jou kilohertz, so dit sal op die very extreemste deel van sy frekwensie range wees, waar jy dit kan verstel, yes. Jou boonste pad is 12 kHz en boontoe. Dit gaan dan ook sin maak as ek dit nou sê. Jou high range, this area is taken up by the higher frequencies of cymbals and hi-hats. Jy weet as iemand 'n cymbal slaan, jy luister na sien jy iemand slaan 'n cymbal, dis piercing, dis baie helder, baie definisie in die klankbas. So net weer 'n keer die groeperings waarmee jy meeste gaan fokus is op hierdie bord laat hy jou toe om te fokus op 'n lae, die base frekwensie, die mid frekwensie en die high frekwensie. Ons het gesê jou mid frekwensie is jou belangrikste frekwensie. En dit is hoekom wanneer ons klank gaan doen hierso, gaan ons begin fokus elke keer op die middelfrekwensies. Okay, dit sal nou weer sin maak as ons dit nou begin apply. En so vinnig ietsie oor timbre, ek weet nie of jy al ooit die term timbre gehoor het nie. Nee. Acoustics, phonetics, the characteristic of quality of a sound, independent of pitch and loudness, from which its source or manner of production can be inferred. Timbre depends on the relative strengths of the components of different frequencies, which are determined by resonance. Okay, timbre, baie mense praat van die kleur van musiek. So, ek kan jou stem herken, want daar's 'n sekere timbre aan jou stem. Dit is wat jou stem uniek maak aan jou. Dit is wat die klank van 'n orgel uniek maak aan 'n orgel. Is die timbre. Daai goeders hulle van praat hierso. Die manner of production, strings of components, daar's sekere goeders wat in play is om daai te maak. 'n viool se klank en 'n fluit se klank. Yes, so klank is klank. Ek kan klank hoor. Okay, as ek praat, hey! Die echo self, die timbre wat jy daar hoor, is die echo. So jy hoor nie meer my stem nie, jy hoor echo. So timbre is net 'n mooi woord. So as jy graag wil fancy wees, sê vir iemand jy het beautiful timbre aan jou stem. Okay, maar hoekom is dit belangrik om te weet? So dis nou 'n fancy woord wat ons nou leer, maar die belangrike ding is net ons moet kan identifiseer dat my stem klink anders as jou stem. Man se stemme klink oor die algemeen anders as vrou se stemme. Daar's 'n baie different timbre aan man stemme as vrou stemme. Vrou stemme het helderheid, dit is sag. Man stemme het 'n warmte en daar's body daaraan. En om dit net te identifiseer en te acknowledge, beteken al klaar ek weet ek gaan anders te moet dink oor wat ek gaan doen hier wanneer ek daai timbre hoor. Okay. So last thing net daar, timbre is a word that describes the tone or color, unique quality of a sound. Okay, ons het laat daaroor gepraat. En dan net weer 'n keer, dit sal net om hierdie af te sluit, hierdie deel af te sluit. 3 steps to sound engineering is listening, processing and acting. Ek luister na wat aan my toe kom. Ek dink wat gaan ek rondom dit doen en ek apply dit. Maar elke keer kom ek terug na luister toe. So ek luister na die frekwensies, ek luister na die timbre, ek luister na al dit, ek identifiseer waar is my probleemarea. Okay, so dan gepraat met die groeperings. Ek kan hoor dis boomie, dis baie basserig. Ek hoor dit, ek luister, ek dink dis te veel of dis te min en ek gaan sny dit hierso. So alles waar ons gepraat het tot dusver is letterlik dit. Ek moet dit kan identifiseer, besluit wat om daarmee te doen en dit gaan apply op die klank. So die challenge is eintlik om te kan hoor en te identifiseer. En oomblik as jy weet wat dit is, dan kan jy logies, maar daai ding van hom net die regte te sê, okay, nee, daai ding klink, dit is bas en dit klink te veel. Ja, so, onthou net so, dit is maklik om dit te doen, om te hoor dis bas en dis te veel, dit is natuurlijk,
ek gaan hoor dis bas en dis te veel, of ek gaan hoor dis helder en dis te veel, of ek gaan hoor dis daar's te veel mid-range suppressants. Die bord laat my toe om sekere frekwensies dan te vat en uit te lig bo die ander frekwensies. Dan luister ek na spesifieke frekwensies en dan besluit ek wat om daarmee te doen. Maar byvoorbeeld met die bas, as ek eenvoudig hoor dis te bas, kan ek net een knop vat en ek kan dit gaan draai. As ek onseker is, kan ek dit vat en ek dit gaan meer maak. En as dit meer boomy raak, dan sê ek is op die regte track. So ja, vir myself van baie jare, ek kan nie vir jou sê ek hoor okay, en daar is definitief 6 kHz wat die probleemarea is. Maar my bord gee my 'n middel om dit te kan identifiseer. En dit is daai laaste bladsy waarvan ons gepraat het. Wat vir jou presies wys hoe is wanneer ek iets vat en ek maak dit meer om te besluit hoor is dit die area wat my pla. Maar die punt wat dit belangrik is ek moet luister. Dis hoekom ek sê ek kan nie vir die bord instel om los nie. Selfs al het ons 'n mic wat ingestel is, en ons weet ek hy werk nie van die tyd. Ons moet ten minste weet wat het daar gebeur as iemand 'n knoppie sou dra, dat ons weer 'n keer daai kant gaan identifiseer en kan proses besluit hoe ons gaan act op wat ons gehoor het. Okay. Maar dit is nie ook so dat 'n mens verskillend hoor. Nee. Want Dis sy een persoon kan die bas te veel wees en vir 'n ander persoon is dit. So daar's verskil tussen verskillend hoor en preference van klank. 'n Jonger laaitie gaan baie meer van bas hou. 'n Ouer persoon voel die bas begin dan ongemaklik laat voel. Ja. So dit kan baie keer preference wees en dit is maar wat ook enige sound engineer se Meer om uit te skakel, meer op die. Ja, ek dink jy leer om meer objektief te wees, maar ek dink elke ou bring ook maar sy karakter. Jy het 'n sekere manier wat jy gitaar speel, 'n sekere manier wat jy orgel speel, en 'n sekere manier wat jy meng. Party ouens, ek het 'n goeie vriend wat hy's baie bekend vir dat hy mix bas, dis 'n volheid in die klank. Dis nie almal se cup of tea nie. Ek dink ons almal hoor dieselfde, maar wat ons daarmee wil doen. Ja, Verskil daar is verkeerd. En dis okay, dis fyn om dit maak jou ook uniek. Weer 'n keer as ek sê, onthou hierdie is jou instrument. So as jy nou dink aan ouens wat hierdie elke dag doen vir hulle lewe. Jy ontwikkel 'n sekere styl van hoe jy sing of gitaar speel. En dieselfde gaan apply hierso as jy dit baie gereeld gaan doen. Maar 'n goeie vraag. Ek dink ons moet probeer om as ons regtig baie van iets hou in hierdie opsig te sê ek sit dit een kant en dink wat is die beste vir hulle wat daar sit. Dit is baie want ons surf vandag die groter audience wat onder is. Okay. Ek sê hierso. Okay,